Vir hierdie week se Bybelstudie kyk ons na 'n baie bekende gedeelte in Markus 12 van vers 24, van vers 28 tot by vers 34. So as jy wil na die gedeelte gaan kyk, kan jy nou die video pause en self gaan lees. Markus 12 vers 28 tot by vers 34. Die bekende gedeelte van die belangrikste gebod. Ek wil jou ook uitnooi om ook na die Matteus en Lukas weergawe te kyk vir interessantheid en jou eie notas te maak, jou eie vrae te vra oor die gedeelte ook en dan is jy welkom om verder te kyk. So ek gaan nie die gedeelte nou lees nie, maar jy is welkom om self na die gedeelte te kyk en dan terug te kom na hierdie video toe. So ek wil hê ons moet vandag kyk na 4 belangrike aspekte van hierdie teks. Of eintlik maar 5. In die eerste plek gaan ons kyk na die historiese konteks. Met ander woorde, ons gaan net kyk maar wat het gebeur toe Markus hierdie evangelie geskryf het. Hoe die wêreld gelyk, wat was die groot dinge wat hierdie evangelie beïnvloed het. Ons gaan ook saam met dit gaan ons kyk na die sosio-politiese agtergrond, want 'n klomp dinge het daar gebeur polities, sosiaal, wat invloed het op hoe ons die teks moet lees, verstaan en interpreteer. Ek gaan kortliks ietsie sê oor die tekskritiek, maar dis nogal 'n relatiewe solid gedeelte, so daar's nie veel daaroor nie. Ons gaan bietjie wel kyk na hoe hierdie gedeelte verskil tussen Markus, Matteus en Lukas. Dit is in die sinoptiese evangelies, al 3 evangelies, Matteus, Markus en Lukas het hierdie gedeelte in, maar hulle verskil nogal in konteks en in hoe dit interpreteer word. So ons gaan 'n bietjie daarna kyk en dan gaan ons afsluit deur te kyk na van die kern teologiese temas wat hierdie gedeelte invat en dan gaan ons 'n bietjie daarna kyk en ook wat ons daaruit kan leer. So kom ons spring in met Markus 12 vers 28 tot by vers 34, die gedeelte oor die vraag oor die grootste of die belangrikste gebod. Nou, in die eerste plek is die datering van Markus regtig belangrik en elke liewe een van ons boeke in die Bybel kom uit 'n spesifieke tydperk uit en meeste van die geleerdes, die Nuwe Testamentiese wetenskap, dateer vir Markus tussen 60 en 70 na Christus en dit was 'n tyd gewees waar daar 2 groot goed gebeur het. Die eerste een was in 64 na Christus, die vervolging van Christene deur keiser Nero en ons gaan dan 'n bietjie meer daarna kyk. En dan tussen 66 en 70 na Christus kry ons die spanning tussen die Romeinse volk of die Romeinse politieke mag of Rome althans en die Jode. Spanning wat lei tot oorlog, wat lei tot die val van die tempel. So hierdie oorlog wat plaasgevind het tussen die Jode en die Romeine, daar was 'n paar dinge. Die een ding was die Romeinse ryk wat swaar belasting op die Joodse gemeenskap begin toepas het. Daar was ook korrupsie in Joodse leierskap en kulturele konflik gewees. En toe in 66 is daar toe 'n Joodse rebelliegroep wat in opstand gekom het teen Romeine, die Makkabees groep, Joodse familie wat regtig nogal hierdie rebelliegroep was wat teen die Romeinse ryk toe nou in opstand gekom het, 'n tipe van 'n revolt begin het en dit het tog al suksesvol begin lyk, regtig begin goed gaan. En toe gebeur dit dat generaal Vespasian en sy seun Titus, wat later keiser geword het, het toe in die jaar 70 na Christus bevel gegee aan die Romeinse soldate om Jerusalem in te vaar en dit was nogal 'n wrede aanslag geweest. Hulle het toe die mure van Jerusalem uiteindelik oorval, die tempel afgebrand en daarna was die tempel toe nou nie weer in daai era opgerig nie, maar die tempel kom toe tot 'n val. So ons sien in Markus nogal 'n groot anti-tempel fokus waar die koninkryk van God teenoor die koninkryk van die tempel geplaas word. En as jy wil gaan kyk maar waar die breekpunt in Markus was vir hierdie tempel teenoor God se koninkryk kon vir regtig 'n hoogtepunt bereik in die Markus evangelie, blaai 1 hoofstuk terug. Ons gaan kyk na Markus 11. Markus 11 is soort van hierdie keerpunt, hierdie draaipunt. Jesus kom in Jerusalem aan op 'n donkie en daarna gaan hy na Betanië toe, hulle oornag en toe die volgende dag terug gaan tempel toe, sien hy van ver 'n vyeboom wat blare het, maar wat nie vrug dra nie. En hy kom by die vyeboom om daarvan te eet en daar's nie vrug nie. Daar's die vervloeking van die vyeboom. En dan gaan hulle tempel toe en dan
gooi Jesus die tafels om van die geldwisselaars, mense wat geld maak by die tempel. En dan wanneer hulle terugstap, dan merk Petrus op en sê, kyk, maar die vyeboom is tot in sy wortels verdroog. En daai vyeboom is 'n metafoor vir die tempel. Die tempel dra nie vrug nie. Hy lyk van buite af of hy vrug dra, jy weet, groen blare, alles lyk goed, maar hy voer nie. Hy doen nie wat hy moet doen nie. Hy's korrup. En hierdie tempel era, hierdie tempel tydperk is verby. En wat ons dan nou daarna sien, in Markus 12 en vorentoe, is hierdie verkondiging van God se koninkryk teenoor die koninkryk van die wêreld, en dat daar 'n weg beweeg moet wees van die tempel af en nader beweeg moet word aan die koninkryk van God. Dis hoekom ons sien hierdie skrifgeleerde, hierdie prokureur, wetsgeleerde, fariseer wat hierdie tempelgetroue mens was. Dan kom hy en hierdie interaksie tussen hom en Jesus lei dan tot Jesus wat vir hom sê, jy het nader aan die koninkryk gekom. Met ander woorde, jy self het nou net die erkenning, besef en half hierdie bekeringsmoment, hierdie draaipunt van dit gaan nie oor die brandoffers en die reinigingsoffers hier by die tempel nie, waaroor dit gaan is liefde. En dan sê Jesus, maar okay, nou begin jy verstaan, jy is nader aan die koninkryk van God. So daar's nou hierdie spanning wat hier plaasvind. Dan Markus skryf hoofsaaklik vir 'n Romeinse gehoor, en daarso is baie verwysings in Markus na Joodse gebruike. So ook skrifverwysings na van die Ou Testamentiese geskrifte toe. En dit ontbloot vir ons wat Markus se agenda is. Hy skryf vir 'n Romeinse gehoor om vir hulle te vertel wat Jesus se Joodse konteks is. Met ander woorde, die koppeling tussen Jesus en die Ou Testamentiese geskrifte, om dit duidelik te maak. En dis hoekom daar baie verwysings is in Markus na Ou Testamentiese teksgedeeltes toe, en Jesus self het hierso natuurlik vir Deuteronomium aanhaal hierso in hierdie gedeelte. So as ons bietjie gaan kyk na die politiese agtergrond, so daarso is 'n groot stuk vervolging wat gebeur met hierdie Christene wat in die jaar 64 omtrent, soos ons sê, Markus tussen 60 en 70 na Christus. So hier in 64 na Christus het daar groot brand uitgebreek in Rome. 'n Massiewe brand. Omtrent 1/3 van die stad is verwoes. Die vuur het vir 6 dae geduur voordat hy uiteindelik toe nou geblus was. En keiser Nero wat daai tyd aan bewind is, blameer toe die Christene hiervoor vir hierdie brand. Daar's party van die geskiedenis wat sê dit was Nero self gewees, maar hy blameer die Christene. Christene word wreed, soos 'n verskriklik wreed vervolg deur keiser Nero as gevolg van hierdie groot brand en eintlik 'n klomp spanning wat daar was tussen die Christene en keiser Nero en so aan. En wat toe nou gebeur is, die Joods-Romeinse oorlog breek toe nou ook uit. So daar's ons die Romeine wat Christene vervolg en ook die Jode wat Jerusalem wat ingeval word, tempel wat verbrand word. So in hierdie politieke spanning van Christene wat vervolg word, tempel wat afgebreek word, dit is die konteks waarin Markus sy evangelie skryf. So wanneer ons dan hier goed lees oor die koninkryk van God, dan moet ons dit lees teenoor hierdie wrede koninkryk van die wêreld. Om te sê maar hierdie koninkryk van die wêreld gaan vergaan. Die koninkryk van God is anders as die koninkryk van die wêreld. Die koning van hierdie koninkryk, God, Jesus self, is anders as die konings en die keisers van hierdie wêreld. So dit is die wêreld, mense wat vervolg word en hulle hoor hierdie evangelie van Jesus wat ook vervolg is, wat ook gelei het, maar wat die lyding oorwin het, om te sê maar hierdie lyding wat julle nou verduur is nie die einde nie. Hierdie koninkryk is anders, dit is groter en dit gaan hierdie koninkryke van die wêreld wat so wreed is oorleef uiteindelik en dit gee hoop vir hierdie geloofsgemeenskap. Net gou 'n paar klein goedjies oor die tekskritiek. Ons sien as jy gaan kyk na die 53 vertaling teenoor die 83 en 2020 vertaling, sien ons in die 53 staan daar jy moet die Here jou God lief hê.
uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. Nou dit is die eerste gebod is nie in die oorspronklike Grieks nie. Daarso is die Textus Receptus wat 'n latere byvoeging was van hierdie, dit is die eerste gebod. So die 2020 en 83 is nader aan die oorspronklike Griekse manuskripte, maar hierdie perikoop in geheel baie goed gepreserveer oor die eeue heen. Ons kan regtig met geloofwaardigheid hoe hy hier vertaal is, hoe ons hom hierso het, is goed, want die manuskripte is baie goed in stand gehou oor die jare. So nie veel tekskritiek oor die Grieks in hierdie gedeelte en oor die vertaling van die gedeelte nie. As ons wel bietjie gaan kyk na hoe hierdie gedeelte verskil tussen Matteus, Markus en Lukas, is daar nogal heelwat verskille. En dit is belangrik dat ons na hierdie verskille moet kyk, want hierdie evangelies is in verskillende kontekste geskryf. Markus, vervolging van Christene van hierdie Joods-Romeinse oorlog, tempel wat afbraak. Hierdie is Markus se wêreld en Matteus en Lukas skryf dit ander wêrelde uit. So hulle plaas hierdie verhaal in 'n ander konteks. So kom ons kyk nog 'n bietjie na daai 'n paar verskille. So Markus in Jerusalem gedurende Jesus se laaste week, en ook nadat hy die ander opponente stil gemaak het. Dan nadat hy hierdie debatte gewen het met die skrifgeleerdes, kom 'n enkele skrifgeleerde na hom toe, en dan die manier waarop hierdie skrifgeleerde die vraag vra aan Jesus, wat is die eerste gebod? Dit is nie bedoel as 'n strikvraag nie. Ons sal sien in Matteus is dit meer om Jesus uit te lok, uit te vang, meer 'n strikvraag, bietjie vyandige vraag. Waar in Markus is dit asof hierdie skrifgeleerde regtig opreg kom en regtig kom met goeie intensies, met goeie bedoelinge om vir Jesus hierdie vraag te vra. So is nie 'n strikvraag nie. Dan haal Jesus Deuteronomium 6 vers 4 tot 5 aan wat sê: Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. Dit is die direkte aanhaling uit Deuteronomium 6 wat Jesus hom dan nou in antwoord. Nou, dan is daar die byvoeging daarna, die tweede grootste gebod wat hiermee saamgaan, wat uit Levitikus 19 vers 18 uitkom, wat sê, jy mag nie haatdraand wees en 'n wrok koester teen die kinders van jou volk nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, ek is die Here. Nou wat uniek is aan Markus, en weer eens, onthou Markus, wat Jesus in sy Joodse konteks probeer plaas, kry ons hierso die Shema. Die Shema is die Joodse gebed wat begin, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Dit is die Shema wat ons gereeld sien in die Ou Testament, hierdie Shema Joodse gebed, wat Markus insluit weer eens om Jesus in sy Joodse konteks te plaas. So, verder, en ons gaan nou daarby kom by die teologiese temas, is dit beklemtoon hierdie monoteïsme. Dit is deel van Markus se agenda om die verbintenis tussen Jesus en die geskrifte uiteindelik te beklemtoon. En dan, Markus sluit ook die belydenis in van die skrifgedeelte en beklemtoon die gemeenskaplike grond wat hulle gevind het in hierdie liefdesgebod. So wat gebeur is, die skrifgeleerde herhaal die gebod terug aan Jesus as 'n belydenis. En dit sê vir ons maar, hulle het gemeenskaplike grond gevind. Hulle stem saam oor hierdie ding, oor die liefdesgebod wat groter is as die brandoffers en die maaltydoffers en al die offers wat daarmee saamgaan. En onthou, hierdie gebeur nou na die tempel, waar Jesus die tafels omgegooi het van die tempel, en gesê, dit wat hier gebeur is nie reg nie, is nie belangrik nie, dis nie waaroor dit gaan nie. En dan kom hierdie skrifgeleerde Jood, wat uit hierdie tempeltradisie uitkom, en hy sê maar ja, en Markus sluit hierdie in, so om te sê maar hierdie Joodse skrifgeleerde het ook 'n openbaring gekry, hy het ook 'n mate van 'n bekeringsmoment, hy self het gesê maar hierdie is en dan sê Jesus vir hom, en dit is ook wat Markus uniek byvoeg, is jy's nie ver van die koninkryk van God nie. Goed, kom ons kyk na Matteus. Matteus, korter, meer op die man af, nie so lank nie.
En dit is meer 'n strikvraag, meer 'n toetsvraag. Dit sê ook nie die en met al jou krag in nie. Daai is 'n byvoeging eie aan Markus uit die Griekse wêreld uit. Nie so direkte aanhaling uit Deuteronomium nie, maar 'n byvoeging vir weer eens Romeinse gehoor wat hierdie onderskeid gemaak het tussen verstand en krag en siel en hart, wat meer 'n dualistiese verstandshouding gehad het. So weer eens net as gevolg van die gehoor. So Matteus het dit meer as 'n strikvraag, meer aan die oorspronklike Hebreëus uit Deuteronomium aangehaal. Die Shema is ook nie ingesluit in Matteus se vertelling nie. Hierdie Joodse gebed is nie ingesluit nie. So dit is nogal interessant. Dan na die 2 gebooie, dan voeg Matteus by aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete. So Matteus beklemtoon dat die hele Ou Testamentiese etiese wetsleer word saamgevat in liefde vir God en vir naaste. Dit is in hierdie gebod word die hele wet uiteindelik dan nou saamgevat. Matteus beklemtoon dit. En ook interessant, Matteus het nie die reaksie van die skrifgeleerde in nie. Ons sien nie dat die skrifgeleerde terug antwoord en herhaal soos wat dit in Markus is nie. So daar verskil Matteus bietjie. As ons na Lukas kyk, Lukas is plaas dit nou weer heeltemal in 'n ander konteks. Die konteks waarin Lukas dit sit is die skrifgeleerde kom na Jesus toe en hy vra nie vir hom wat is die belangrikste gebod nie. Hy vra vir hom, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? So hierdie vraag oor die grootste gebod is in die konteks gevra van wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? 'n meer gevorderde eintlike uitbreiding eintlik van die praktyk eintlik van maar okay, hoe werk hierdie nou? En dan interessant, dan vra Jesus hierdie vraag terug aan die wetsgeleerde en hy vra vir hom, wat staan in die wet? Jy wat die wet ken? Wat staan in die wet? Hy antwoord sy vraag deur vir hom 'n vraag te vra. Dan antwoord die wetsgeleerde met die gebooie, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, siel, krag en jou hele verstand en jou naaste lief hê vir jouself. En dan soos jouself, dan sê Jesus vir hom, hy antwoord reg en dan sê hy vir hom, baie belangrik in Lukas, gaan doen hierdie dinge en jy sal die ewige lewe verkry. Dit is 'n baie interessante interpretasie wat Lukas en 'n beklemtoning wat Lukas daarso gee. Hy sê gaan doen die goed. Moenie dit net glo en verstaan in jou kop nie, maar gaan doen dit. Gaan pas dit toe. En dan verder, Lukas sin is meer in 'n didaktiese konteks, meer 'n tipe ding van ek kom om te leer nader aan Markus in terme van daar's nie vyandskap van die skrifgeleerdes se kant af nie. Dis regtig didakties. So kom ons leer hoe hierdie goed werk. Dan vra die skrifgeleerde ook in Lukas vir Jesus, okay, so wie is my naaste? En dan antwoord Jesus hom deur vir hom die bekende verhaal van die barmhartige Samaritaan te vertel. So met ander woorde, Lukas plaas die klem dus op liefde vir naaste, mense wat nader is aan jou, wat nader aan jou kom, en dit is uiteindelik jou naaste. So meer die praktiese kant hiervan, hoe speel dit uit, hoe maak ek dit sigbaar in my lewe? Okay. So kom ons sluit nou af met net 'n paar kernteologiese temas wat ons in hierdie gedeelte sien. In die eerste plek die Shema. Hierdie luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Met ander woorde, Markus beklemtoon die monoteïsme. Een God. Hoekom? Want in Rome en vir 'n Romeinse gehoor het hulle hierdie polyteïsme. Daar's 'n afgod om elke hoek en draai en verskillende afgode vir verskillende goed. So wat Markus beklemtoon hier is om te sê, maar hierdie gebod, hierdie liefdesgebod, kom vanuit 'n belydenis en 'n erkenning van een God. Jy bely dat ons God die enigste God is en vanuit dit kom hierdie liefdesgebod. Okay, so dit kan eintlik eers plaasvind nadat wanneer God bely word en erken word as die enigste Here. Met ander woorde, en ons gaan 'n bietjie hieroor praat in die preek, maar hoe liefde word verstaan as lojaliteit. Liefde is sigbaar in lojaliteit aan God, alleen lojaal aan God
in die eerste plek. Die volgende tema wat ons hierin sien is verbondsliefde. So dit sê vir ons, maar God het in die eerste plek gekom om liefde te bewys. En uiteindelik was die wet se funksie om hierdie verbond te beskerm. So liefde en lojaliteit word in hierdie verbond en hierdie verbintenis uiteindelik vervat. So dit gaan nie oor hierdie is 'n wet en jy moet lief wees nie. Die wet beskerm die verbond. En die verbond is iets wat van God se kant af kom. Met ander woorde, jy moet die Here jou God lief hê, want die Here jou God het jou lief gehad in die eerste plek. So omdat God sy onvoorwaardelike liefde aan ons bewys het, wat die teken van die verbond is, reageer ons in liefde ook. Dit is, met ander woorde, hierdie ding gaan oor verbondsliefde. Dit leer ons oor die verbintenis wat ons het met God. God wat lief is vir ons en ons reageer in liefde. Hierdie lojaliteit wys ons terug in liefde, want God het vir ons liefde gewys. En dan uiteindelik ook hierdie gedeelte wat praat oor die koninkryk van God, wat hy eie is hier so uniek aan Markus wat sê, maar jy is nader, jy het nader gekom aan die koninkryk van God. So daar's 'n geestelike insig wat hierdie skrifgeleerder ontvang in sy belydenis toe hy besef het dat die liefde belangriker is as uiterlike offers, en dit bring hom nader aan die koninkryk van God. Wanneer hy hierdie inwendige liefde wat van binne afkom, wat die totale mens omvat, uiteindelik dit bely, dan bring dit hom nader aan God se koninkryk, as wat hierdie uiterlike offers gedoen het. So hierdie uiterlike offers by die tempel was ver van God se koninkryk, maar innerlike liefde is nader aan God se koninkryk. En dan sien ons dat die koninkryk van God, wat dit anders maak as hierdie koninkryk van die wêreld, is dit gesentreer rondom die waarde van liefde. Nie net wat jy weet en wat jy glo nie, maar hoe liefde sigbaar word in hoe jy leef. Dat dit 'n innerlike transformasie van die mens is, om te sê, maar ek besef God se liefde vir my. Ek reageer in lojaliteit deur God te bely as my enigste God en dit manifesteer in liefde. En so kom ons nader aan die koninkryk van God. Geseënde week verder van jou. Sien jou Sondag waar ons weer saam oor hierdie gedeelte gaan dink en God gaan aanbid in ons erediens. Totsiens.